Welkom aan almal, ook welkom aan ons besoekers. Ons gaan vandag die Here loof en prys. Dit is steeds 'n gewone erediens. Ons aanbid steeds die Here in die amptelike vergadering van die heiliges. Kom ons voor sy aangesig en ons roep sy naam aan. Maar ons gaan vandag baie sing en ons gaan spesifiek Kersliedere sing. Adventtyd begin amptelik vandag en daarom soos ons nou vooruitkyk na die viering van Kersfees op later die jaar, dan is ons ook besig om onsself daarin te verheug. Ons is bly dat Jesus Christus mens geword het, sodat hy kom sterf het vir ons sondes. Kom ons begin hierdie vergadering in die naam van die Here met sy woord. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Amen. Die naam Immanuel, geliefdes, beteken God met ons, en dit is wat ons vandag vier. Ons vier dat God tussen ons kom woon het, dat hy 'n mens geword het, en dat hy nou nog by ons is deur sy Gees. Kom ons sing van ons verlange na die teenwoordigheid van God, met die woorde van Psalm 42, ons sing Psalm 42 vers 1, soos 'n hert in dorre streke, skreeuend dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na U, o God. Ons sing Psalm 42 vers 1, ons sing dit staande en daarna kan U bly staan nadat ons dit gesing het. Ontvang nou die Here se seën en daarna sing ons uit Gesang 141. Ek sal dit weer aankondig na die seën Gesang 141. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou Gesang 141 vers 1 tot 4. Ons sing dit in beurtsang. Vers 1 sing die manne, vers 2 sing die vroue, vers 3 sing die kinders. Hulle het mooi geoefen vir daardie een by verbondsonderrig, so sing mooi hard al die kinders op vers 3, en vers 4 sing almal saam, Gesang 141, beurtsang, en daarna kan u gaan sit. Ons
vers 1 tot 13. Geen verlossing sonder bekering nie. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Want julle hande is met bloed bevlek en julle vingers met ongeregtigheid. Julle lippe spreek leuen, julle tong fluister onreg. Daar is niemand wat aanklaag in geregtigheid en niemand wat 'n regstryd voer in waarheid nie. Hulle vertrou op nietigheid en spreek valsheid. Met moeite gaan hulle swanger en baar onheil. Basilisk eiers broei hulle uit en spinnerakke weef hulle. Hulle wat hulle eiers eet, moet sterwe. En as dit stikkend gedruk word, bars daar 'n adder uit. Hulle weefsels deeg nie verklere nie, en met hulle voortbrengsels kan niemand hom toemaak nie. Hulle werke is onheilswerke, en die daad van geweld is op hulle hande. Hulle voete hardloop om kwaad te doen, en is haastig om onskuldige bloed te vergiet. Hulle gedagtes is onheilsgedagtes. Verwoesting en verbreking is in hulle paaie. Die weg van vrede ken hulle nie, en daar is geen reg in hulle spore nie. Hulle maak hulle paaie krom. Niemand wat daarop loop, ken die vrede nie. Daarom is die reg ver van ons en bereik die geregtigheid ons nie. Ons wag op lig, maar kyk, daar is 'n duisternis, op 'n helder skynsel, maar ons wandel in dikke donkerheid. Ons tas rond langs die muur soos blindes, en soos die wat geen oë het nie, tas ons rond. Ons struikel op die middag, soos in skemeraand. Ons is onder die gesondes soos dooie mense. Ons brom almal soos beere, en soos duwe kirr ons aanhoudend. Ons wag op reg, maar dit is nie daar nie. Op heil, dit bly ver van ons. Want ons oortredinge is baie voor U, en ons sondes getuig teen ons. Want ons oortredinge staan voor ons, en ons ongeregtighede, ons ken hulle. Die afval van verloning van die Here en afwyking van agter ons God. Die uitspreek van verdrukking en oortreding, die opneem en uitstoot van leentaal uit die hart. Dit is die wet van die Here. Voor sy wet staan ons elkeen skuldig. Ons sonde is 'n skeidsmuur tussen ons en God. Ons sonde maak dat hy nie by ons kan wees, nie met ons kan wees, en ons nie by hom en met hom kan wees nie. En daarom laat ons nou ons skuld bely, deur saam te sing uit Gesang 145. Ons sing saam sittende, Gesang 145, vers 1, 3, 4, 6 en 7. Ons sing dit sittende saam. We
So word dan die reg teruggedring en die geregtigheid bly staan van ver, want die waarheid struikel op die mark en wat reg is, kan nie binnekom nie. Ja, die waarheid word vermis en wie afwyk van die kwaad word geplunder. Toe het die Here dit gesien en dit was verkeerd in sy oë, dat daar geen reg was nie. En hy het gesien dat daar niemand was nie en hom verbaas dat niemand tussenby tree nie. Daarom het sy arm hom gehelp en sy geregtigheid het hom ondersteun. En hy het geregtigheid aangetrek soos 'n pantser en die helm van heil was op sy hoof. En die klere van wraak het hy aangetrek as kleding en hom gewikkel in die ywer soos in 'n mantel. Volgens die dade daarmee ooreenkomstig sal hy vergelde. Grimmigheid aan sy teestanders, vergelding aan sy vyande. Aan die eilande sal hy die loon vergelde. En hulle sal die naam van die Here vrees van die weste kant af en sy heerlikheid van die opgang van die son af. Want hy sal kom soos 'n saamgeperste stroom wat die asem van die Here aandrywe. Maar vir Sion kom hy as verlosser en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, spreek die Here. Wat my aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die Here. My gees wat op jou is en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos nie, sê die Here, van nou af tot in ewigheid. Geliefdes, die wonderlike boodskap van Emmanuel is dat God verlossing en vergifnis verkondig aan elkeen wat met 'n ware geloof sy of haar skuld bely. Dan mag ons ingaan in God se woning in, dan mag ons vir altyd en altyd by hom wees. Kom ons sing nou daarvan met die woorde van Psalm 84, die vroue en die dogters gaan dit alleen sing, Psalm 84 vers 1 en 2, julle kan dit sittende sing, sittende Psalm 84 vers 1 en vers 2.
Ons gaan nou ons geloof in die Here bely met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. U kan daarvoor staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou Gesang 146 vers 1 en 2, die manne en die seuns gaan dit vir ons sing. Gesang 146 vers 1 en 2, die manne en die seuns sing dit, daarna kan u weer gaan sit. Ons gaan nou blaai na die skrifgedeelte waaruit die preek gaan kom. Ons gaan blaai na Matteus 1 vers 18 tot 25. Matteus 1 vers 18 tot 25, waar ons lees van die geboorte van Jesus Christus. En dit is die een spesifieke teks in die Bybel waar hy Emmanuel genoem word. So die tema vir hierdie Kerssangdiens is O kom Emmanuel. O kom Emmanuel. En daardie naam van Christus, Emmanuel, dit beteken God met ons. Dit is wie Christus is. Hy is God met ons. Hy is God wat mens geword het, God wat vlees geword het en onder ons kom woon het, en ons mag daarvan lees hier in Matteus 1 vers 18 tot 25. Ons gaan die gedeelte lees en ons gaan oorsigtelik by die hele deel stil staan. Daarna sal ons dan verder voortgaan met Kersliedere te sing. Maar voor ons die woord van die Here lees, kom ons bid eers saam.
O almagtige, drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons loof U en prys U en dank U van nou af tot in ewigheid. U goedertierenheid is oor die ganse aarde, U heerlikheid, o Here, druk swaar op alles wat hier is. Ons kan dit nie ontsnap nie, oral rondom ons sien ons U goedheid en ons prys U daarvoor. Dankie dat ons vandag hier aan die begin van Adventtyd mag bly wees oor die wonder van Jesus Christus se geboorte. Dankie dat ons ook saam met die kerk van alle eeue, saam met die Ou Testamentiese volk Israel, kan sing, O kom, Emmanuel. Ons bid nou waar ons nou gaan stilstaan by U woord, dat U ons sal lei deur U Gees, dat die woorde wat ek spreek, die woorde van die Heilige Gees sal wees, dat ons almal deur Hom geleer sal word. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Matteus 1 vers 18 tot 25. Hierdie is die woord van die lewende God. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Emmanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie. En hy het hom Jesus genoem. Tot sover lees ons uit die woord van die Here. Daar is 'n baie ou Christelike gesang. Dit kom van eeue gelede, dit is amper 1000 jaar oud, wat begin met die woorde Veni, Veni, Emmanuel. Dit beteken, dit is Latyn, dit beteken o kom, Emmanuel. Dit is waarby ons stil staan. Ons gaan ook net nou later in die diens gaan ons die Afrikaanse weergawe van daardie gesang sing, maar dit is die tema waarby ons vandag stil staan met hierdie Kerssangdiens. Ons verlange na Jesus Christus. O kom, Emmanuel. En om vir julle 'n idee te gee van daardie gesang, wil ek vra, ons gaan hom hier op die skerm 'n Engelse weergawe van daardie gesang speel. Sommige van julle sou dit nou al reeds gehoor het so 'n paar weke gelede toe ons ook die gesang in Afrikaans geoefen het. Maar om julle 'n idee te gee van hoe mooi en hoe mooi ons geskiedenis is. Ons Christelike geskiedenis wat hierdie verlange in die geskiedenis al uitgebeeld het met hierdie woorde van hierdie gesang, gaan ons luister na 'n Engelse weergawe van dit. Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God Come, O bright and
hier uit die teks kry. Eerstens die wonderlike geboorte van Emmanuel, tweedens die wonderlike naam van Emmanuel en derdens die wonderlike profesie van Emmanuel. So in vers 18 tot 20 lees ons van die wonderlike geboorte van Emmanuel. As jy jou Bybel daarheen, as jy saam kan lees, vers 18 sê, die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Vandag nog sal ons verstaan dat dit 'n ongemaklike situasie is, as 'n jong dame aan 'n jong man verloof is en sy word swanger bevind, nog voordat hulle getrou het, dan verstaan ons dat dit allerlei sosiale skande teweeg kan bring, nie waar nie? Maar in daardie tyd was dit nog baie groter as wat dit vandag vir ons 'n skande sou wees. Mense dink amper jy hoor elke tweede dag van so 'n situasie wat gebeur. Daardie tyd was dit 'n baie groter skande nog as wat dit vandag sou wees. Mense wat daardie tyd verloof was, as jy verloof was in die Bybelse tyd, is jy basies getroud gewees. Die enigste ding was, julle het nog nie saamgebly nie, julle het nog nie omgang met mekaar gehad nie, maar verder vir alle praktiese doeleindes was jy reeds getroud gewees. As jy 'n verloving wou breek, moes jy deur die hele proses van 'n egskeiding gegaan het. Daarom kan jy jouself dan goed in Josef se skoene indink, as jy in die volgende vers lees, Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgenem om in die geheim van haar te skei. Hy besluit nou maar net, hy gaan hom hiervan onttrek. 'n Mens kan die situasie goed verstaan. Maar dan in vers 20 gryp die Here in en ons lees, terwyl Josef dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En dit is die eerste idee wat ons hier kry. Die eerste punt waarby ons stil staan, gaan oor Christus se ontvangenis. Die manier hoe Maria swanger geword het, was nie op die gewone manier nie. Dit was 'n wonderwerk. Nou in 'n sin kan ons sê, elke swangerskap is 'n klein wonderwerkie. Ek het eenmaal hierdie preek gepreek, en toe gesê, Christus se geboorte was 'n wonderwerk. Normale geboortes is nie 'n wonderwerk nie, en iemand kom, help my toe na die tyd reg, en sê, elke geboorte is 'n wonderwerk. Dit is inderdaad so. Elke swangerskap is 'n wonderwerk, want God skep nuwe lewe. Maar Christus se geboorte is nog soveel meer van 'n wonderwerk, want dit gebeur nie op die normale manier nie. Dit is nie 'n man en 'n vrou wat by mekaar uitkom nie, maar God skep 'n nuwe lewe daar in die baarmoeder van Maria op 'n heeltemal ander manier. Die Heilige Gees kom oor haar, en deur die Heilige Gees word sy dan bevrug, sy word swanger, en sy gaan as 'n maagd geboorte gee. Jy hoor nie van so iets nie. Of hoe? Mense hoor nie van 'n maagd wat geboorte gee nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Ons almal weet, dit is nie die manier hoe dit werk nie. 'n Maagd gee nie geboorte nie, maar in hierdie geval gee 'n maagd geboorte, want Christus is 'n wonderwerk. En dit is wat ons hier moet sien. Die eerste ding wat jy van Jesus Christus moet raak sien, is net hoe wonderlik is hy. Van die eerste dae af, van sy geboorte af, van sy bevrugting af, is hy wonderlik. Is anders as almal van ons. Anders as al die res van die mense op hierdie aarde. Anders. Wonderlik. En jy moet op jou knieë val en hom bewonder vir sy wonderlike geboorte. Ek wonder maar net of ons dit nog regtig besef. Ons raak so besig met ons lewens, nie waar nie. Ons raak so besig met 'n hele klomp ander dinge, en ons kom hier kerk toe Sondag, en dan hoor ons hier hoe die belydenis opgesê word. Ek glo in Jesus Christus, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. En dit is asof ek gehoor het, ek het vanaand braaivleis vir aandete. Dit gaan sommer by die een oor en by die ander oor uit. Ons bewonder nie vir Christus vir sy maagdelike geboorte nie. Dink net vanoggend daaraan, en dink daaraan in hierdie adventtyd, in hierdie Kersfeestyd, dink aan Christus en bewonder hom. Gaan vanaand huis toe, gaan op jou knieë en bid en dank Christus dat hy so wonderlik is van sy geboorte af. Dis die eerste punt hier, die eerste gedagte wat ons hier moet raak sien, gaan oor die wonderlike geboorte van Emmanuel. Die tweede punt wat ons hier moet raak sien, gaan oor die wonderlike naam van Emmanuel. En ons sien dit daar in vers 21. So vers 21 is die engel wat met Josef praat, en sê hy vir hom, en sy, Maria, sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.
So die engel gee 'n naam wat Josef dan vir die seun moet gee. Die naam is Jesus. Jesus is die Griekse weergawe van die Hebreëse naam Joshua. So letterlik Joshua uit die Ou Testament het hy dieselfde naam gehad. En Joshua of Jesus, die betekenis is Jahwe is verlossing. Dit is letterlik wat die naam beteken. Jahwe, die Here, sy verbondsnaam, die Here is verlossing. En nou dis 'n belangrike ding, want as iemand in die Bybel 'n naam ontvang, dan beteken dit iets. Dit hou betekenis in. Dit is nie sommer net 'n ewekansige ding. Jy het nou hierdie naam ontvang en dit beteken sommer niks nie. Dit dra gewig, dit dra betekenis. In daardie tyd as jy vir iemand 'n naam gegee het, het jy daardeur gesê wat jou verwagting is vir daardie persoon se lewe. En spesifiek dan as God vir iemand 'n naam gee, dra dit ekstra baie betekenis. As God iemand Abraham noem, wat vader van 'n menigte beteken, dan kan jy heeltemal seker weet daardie persoon sal 'n vader van 'n menigte wees. As God iemand Israel noem, wat beteken worstel met God, dan kan jy weet daardie persoon of daardie volk sal deur sy hele bestaan met God worstel. En as God iemand Jesus of Joshua noem, wat beteken Jahwe is verlossing, die Here is verlossing, dan kan jy heeltemal seker weet, daardie persoon sal God se verlossing vir jou wys. En dit is waarom die engel dan sê, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Weet dit, hoor dit, bewonder hom vandag, geliefdes. Kyk na hierdie Jesus. Hy het gekom om ons van ons sondes te verlos. Ons het net nou gehoor daardie deel wat oom Pieter vir ons gelees het, waar ons hoor God verklaar dat ons skuldig is en ons sondes maak 'n skeidsmuur tussen ons en hom. Ons sondes verklaar ons skuldig voor hom. Ons hoor al die goeters en daar's nie geregtigheid in die land nie. Ons al die sondes, mense dink nie aan die Here nie. Ons kyk rondom ons kyk na ons samelewing en ons sien hoe verlore dit alles gaan, hoe waar God se oordeel in die skrif oor ons samelewing vandag is. En dan kyk ek na my eie lewe en ek sien dit ook daar. Ek self soek nie die Here soos ek moet nie. Ek self is 'n sondaar. Ek self oortree daagliks en daarom is dit so nodig dat ons week na week hier na die kerk toe kom, dat ons sondes voor hom kan bely en dan mag ons hoor, sy naam is Jesus. Verlosser. En hy het daardie naam waar bewys. Jesus was 'n baie groter verlosser as wat Joshua ooit was. Joshua het sy volk van die Kanaaniete verlos. Jesus het sy volk van hulle sondes verlos. Joshua het sy volk in die beloofde land ingelei. Jesus lei ons na die nuwe hemel en die nuwe aarde. Jahwe is verlossing. Jesus, dit is sy wonderlike naam. En die derde punt, die derde gedagte wat ons hier kry, in vers 22 en 23, gaan oor die wonderlike profesie van Immanuel. En dit is waar die engel nou klaar gepraat het, maar Matteus skryf dan hier verder onder inspirasie van die Heilige Gees, en hy skryf vir ons in vers 22 en 23, wat is die betekenis van dit alles? Wat is die betekenis van Jesus se geboorte en sy naam? Ons lees, dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. Dit is 'n profesie uit die Ou Testament, gaan lees dit gerus, Jesaja 7 vers 14, gaan lees gerus Jesaja 7 die hele hoofstuk. Die omstandighede van die volk in daardie tyd was baie donker, daar was baie vyande wat hulle wou oorweldig en hulle koning was 'n lafaard. Hy het gesoek om alliansies, om verbonde met allerlei ander koninkryke aan te gaan, ooreenkomste met ander koninkryke te sluit, en dan daardie koninkryke het hy gedink sal hulle beskerm. En God veroordeel dan vir daardie koning en sê vir hom, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Immanuel kom nie net om verlossing te bring nie, maar ook oordeel. Hy bring verlossing en veroordeling. Hy kom om sy volk te vergewe en sy vyande te veroordeel. Hy kom om naby sy vriende en naby sy vyande te wees. Hy kom met die staf van 'n herder na die skape en die swaard van 'n kryger na die vyande. Hy kom in vrede en in vyandskap. Immanuel, God met ons, kan 'n baie mooi boodskap van verlossing wees, geliefdes, of 'n baie vreesaanjaende boodskap van oordeel. Want dit sê, God is hier. Hier. Hy is nie ver weg in die hemel, besig met sy eie dinge nie. Hy hou ons dop. Hy is tussen ons deur sy Gees. Hy is alomteenwoordig. Jy kan hom nie ontsnap nie. God met ons. En die vraag is dan, wat sal ek met hom maak?
Wat doen ek as God hier is, met ons, by ons, tussen ons? Wat doen ek met hom? En daar is net een manier, geliefdes, ek moet bedek word met die bloed van die lam. En dit is waarom Matteus dan hier kan skryf. Hy skryf van die geboorte van Christus as 'n pragtige, wonderlike ding, want daar dieselfde een kom om te verlos. Sy naam is immers Jesus, sy naam is Verlosser. Hy kom om ons te verlos van al ons sondes. En die oproep dan is, vlug na hom, gaan na hom, buig voor die kruis, word bedek met sy bloed, en dan, inderdaad dan, is die boodskap van Emmanuel 'n boodskap van verlossing. Kom ons sluit af. Toe ek heel wat jonger was, ek was eintlik nog maar 'n kind gewees, was daar een aand 'n gewapende roof by ons huis gewees. Ek was self nie daar nie, ek was deur die beskikking van die Here ergens anders gewees daardie aand, maar my ouers en van my broers en susters was by die huis gewees. 3 gemaskerde mans het ingebreek en hulle met gewere opgehou, vasgebind in verskillende kamers gesit en die huis leeg gesteel. Vir maande na dit was al die kinders so bang, ons kon nie in ons eie kamer slaap nie. Ons het 'n Kersbed in my ouers se kamer gemaak en het ons toegelaat om daar naby aan hulle op die grond te wees. En deur hulle nabyheid het hulle ons getroos. Deur hulle nabyheid het ons veilig gevoel. En deur die genade van Jesus Christus, geliefdes, is dit wat Emmanuel vir ons mag beteken. By ons, met ons, tussen ons. En hy sal ons beskerm. Hy sal ons toevou in sy liefde. En dit is wat ons elke jaar met Kersfees mag gedenk. Besef jy dit vanoggend, geliefde? Die Here is so naby aan jou, hy is in jou met sy gees. In jou, tussen ons, by ons, met ons. Emmanuel. Dit is wie ons God is. Amen. Ons gaan nou verder sing uit Gesang 151, Gesang 151, ons gee net kans vir die musikante, Gesang 151 vers 1, 2 en 3, Gesang 151 vers 1, 2 en 3, in vers 2 sing ons, hy die hemelkoning maak by mense woning. Kom ons sing Gesang 151 vers 1 tot 3, ons sing dit staande en daarna kan u weer gaan sit.
Lukas 2 vers 8 tot 21, die herders van Bethlehem. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engele sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engele menigte van die hemelse leerskare, wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. En toe die engele van hulle weggegaan het, na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan, en Maria en Josef gevind, en die kindjie wat in 'n krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak, wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar, en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys en oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. En toe 8 dae vervul was, dat hulle die kindjie sou besny, het hulle hom Jesus genoem, die naam wat deur die engele gegee is, voor sy ontvangenis in die moederskoot. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense 'n welbehae. Dit is die boodskap wat die engele bring wanneer Christus gebore word. Dit is ook die boodskap wat ons mag hoor vandag, soos ons dink aan daardie nag waar Christus gebore is. En nou gaan Stefan en Fransel vir ons sing van daardie nag, daardie stillige nag toe daardie kind gebore is. Stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwacht, lig uit die Vader se rijk, word uit liefde aan mense gelyk. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Stille nacht, heilige nacht, hemelvors, ons gee ag op die lied van die engele koor. Herders het die eerste gehoor. Juich die Redder is daar. Juich die Redder is daar. Stille nacht, heilige nacht, Jesus hier voor die macht, voor die rijk moet die duisternis weg. Tot een eeuwige
Stille nag, heilige nag. Ons mag terugdink aan daardie nag bykans 2000 jaar gelede, toe 'n kind vir ons gebore is, toe God mens geword het en onder ons kom woon het. Kom ons sing nou almal van daardie nag met die woorde van gesang 162. Ons sing daarvan vers 1 tot 3, gesang 162 vers 1 tot 3. Welkom o stille nag van vrede. Gesang 162 vers 1 tot 3 en daarna kan u weer gaan sit. Handelinge 1 vers 6 tot 11. Die wat bymekaar gekom het, vra hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem.
En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê: Galileese manne, waarom staan en kyk julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Emmanuel het gekom, hy het gesterf, hy het opgestaan en hy het opgevaar na die hemel en van daar af sal hy weer kom om die lewendes en die dodes te oordeel. Dit is wat ons mag gedenk vandag, dit is waarna ons mag uitsien in hierdie adventtyd, na die wederkoms van Emmanuel. Net soos die Ou Testamentiese volk Israel vorentoe gekyk het na die eerste koms, kyk ons vorentoe na die tweede koms. En ons mag ook sing, o kom, Emmanuel. Laat ons dit nou sing, daardie gesang 131, 131, en ons sing daarvan vers 1 tot 5, al 5 die verse van gesang 131. Ons doen dit staande, en daarna kan u bly staan vir die seën.
Here onse God stuur ons nou weg om onder sy seën en in sy teenwoordigheid te gaan lewe. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.